Ek het nooit verstaan wat die woord diaspora beteken nie, tot ek geïmmigreer het. Dis soos die Jode. Hulle tuisland is Israel, maar as volk is hulle oor die wêreld gesaai. Net as die Afrikaner vandag. En keer jy terug na die land van jou geboorte, is die eerste vraag altyd, oorweeg jy dit om terug te kom? En die antwoord is so moeilik, want dit begin met die sterre. Volgens wetenskaplike navorsing het dit ongeveer 1 biljoen jaar geneem, na die ontstaan van die heelal, vir die aarde om van 'n vurige gasbol tot 'n soliede massa af te koel. Daarna het die eerste lewe begin vorm. Bakterieë was eerste, gevorm uit kosmiese elemente van verbygaande komete en verskietende sterre wat op die aarde neergestort het. Sterrestof, die saad van alle lewe op aarde. 3,4 biljoen jaar later, ongeveer 100 miljoen jaar gelede, het die dinosaurus die aarde oorheers. Maar die gevolg dat soogdiere, waaruit die mens soos hy vandag is, sou ontstaan het, die kans gehad het om veel te ontwikkel nie. Maar, toe gebeur 'n merkwaardige ding. 'n Massiewe meteoriet tref die aarde. 'n Saai verwoesting gelyk aan die van duisende atoombomme. Die weerpatrone verander. Die dinosaurus sterf uit. Die klein soogdiertjies kry kans om te ontwikkel. En die pad lê oop vir die tyd van die soogdier. En die evolusie van Homo sapiens. Die mens. Ek wil maar vir jou sê, my hart bloei vir jou en vir Antoinette. Die mense wat hierdie ding gedoen het, is nie ons mense nie. Hulle het vergeet wie ons is. En ek is skaam vandag. Ek is baie jammer om Adrian. Om Adrian, is er enigiets is wat ons kan doen met Dwight sê? Ek sal ook. Enige iets. Diere. Ons is omring deur diere. Ek wil hê hulle moet gehang word. Ag, my vrou. Jy weet mos daar is nie meer 'n doodstraf in hierdie land nie. So daai moordenaars gaan op ons onkoste in die tronk sit. Terwyl my ma en pa in 'n koue graf lê. Ja, dat is presies hoe dit gaan wees. Is nie regverdig nie. Dit, my vrou, is die nuwe Suid-Afrika. En laastens, onse Here, wil ons as gesin dankie sê dat U in U genade dit goed gedink het om ons deur al hierdie jare as gesin te spaar. En Here, wil ons vra dat U liefde en troos oor Antoinette en Adrian en hulle kinders sal laat daal, sodat hulle, Here, in hierdie moeilike tyd van worsteling met die bose, die krag sal hê om steeds U lig te volg. Ons vra dit. Ons vra dit in U heilige naam. Amen. Gerard, gaan kyk asseblief wie dit is. Nou ja toe. Laat daar geen twyfel wees dat die bose magte van hierdie wêreld dag en nag hulle kans afwag om die kinders van God te vernietig nie. Ja, en dit is snaaks hoe daai bose magte dikwels in 'n goeie mens se siel wegkruip. Hoe bedoel jy nou? Wel, dit was hulle huishulp wat die sekuriteitshek oopgelaat het. Soos jy mos eendag gesê het, die duiwelse horing sien mens selde, want hy dra gewoonlik 'n pak en 'n das.
Daar's 'n man wat Pa wil sien. Wie is dit? Hy sê sy naam is Hannes en Pa weet waar dit gaan. Dankie seun. Ma. Wie is hierdie Hannes ou? Spook. Jou pa se verlede. Ja. Hallo Dominee. Dis Hannes. Ja, ek weet. Wat wil jy hê? Jy weet wat ek wil hê. Dominee. Ek is jammer, Hannes. Maar dis 'n baie ongerieflike tyd vir my. Ek en my gesin, ons het sopas teruggekeer van 'n dubbele begrafnis. Was hulle dood? Wat sê jy? Ek vra, was hulle dood? Natuurlik was hulle dood. Waarvan praat jy? Ons weet albei, Dominee. Op die grens het ons mense lewendig begrawe. Luister, jy bly weg hier of ek bel die armed response. En vir jou jongman net 'n klein soopie. Of anders as ek weer nie moeilikheid by jou pa en ma. Op Pieter en Fransina Venter. Hulle was goeie mense. En ons gaan hulle mis. Pieter en Fransina. En jy moet weet, ouma en oupa joiner die duisende ander wie se kruise in die grond van hierdie land geplant staan. Elke dag word daar boere vermoor. Op die plase en die stede is alles oukei. Hoekom? Want ons hande is gebind. En dan klei ons terug as ons rasiste wat terugverlang na die goeie ou dae van apartheid. Het jy gesien hoe ma by die graf gehuil het? Tuurlik het ek. En ek sê jou nou, ek gaan hulle laat betaal vir elkeen van ma se trane wat in daardie grafte geval het. Elke liewe een. Wat presies kan jy doen om hulle te laat betaal? Wat? Ek weet nie. Maar watch my. Ek moet julle sê, ek het gedink dat die Wildtuin na 94 dieselfde pad sou gaan as baie van die ander dienste in die land, maar die bestuur is uitstekend. Om die waarheid te sê, die geriewe is nou baie beter as wat dit ooit gedurende apartheid was. Ek wil net onder die Wildtuin een van die min dinge is wat buitelanders na die land toe lok. Nee, swaar. Ek weet dit gaan nou snaaks klink gegee wat die droewe dag wat ons vandag gehad het. Maar dinge is regtig nie so erg soos wat jy dink nie. Ek wil nou nie teenstrydig klink nie, maar jy sê dit waarskynlik omdat jy gewoond geraak het daaraan. Jy sien dit nie meer raak nie. Bertus, ek verstaan dat jy onder die omstandighede nou voel dat ons land al Ons het klaar hieroor gepraat, Elna. Ek wil nie weer daaroor praat nie. Nee, maar miskien wil ek daaroor praat. Wel, jy weet waar ek staan. Ja, Bertus, ek weet waar jy staan. Maar gelukkig is dit nie net jou standpunt wat hier tel nie. Gaan jy my nou wragtig voor almal hier uittrap? Nou is daar moeilikheid. Elna, my kind, as jou man nie met 'n oop gemoed in hierdie land te lewe. Nee, ma. Dit gaan nie net oor wat my man wil hê nie. Dis hoe ma geleer is om vrou te wees. Nou, pas op hoe jy met jou ma praat. Pa, dit tref my dat pa nou die dag vir Bertus die pos van hoofuitvoerende beampte en vir Boetjan 'n plek op die raad van pa se maatskappy aangebied het, maar nie vir my nie.
Ek het dieselfde graad as Bertus. Ek het selfs beter punte gekry as hy. Net omdat ek my loopbaan prys gegee het om my kind groot te maak. Neil, gaan kamer toe asseblief. Nee, los hom. Hy is nie meer 'n kind nie. Dogter, ek is jammer, ek het nie gedink jy sal. Dis juist die probleem hier, pa. Dis asof julle mans dink die wêreld is 'n koek wat julle net kan opdeel en nie vir 'n sekonde dink wat julle vrouens wil hê nie. Ons praat hier van 'n groot besigheid. Wat apartheid in die nuwe Suid-Afrika oorleef het. As julle in die buiteland gaan bly, is Daai besluit is nog nie geneem nie, pa. Ek weet waar Bertus staan, maar daardie besluit is nog nie geneem nie. Kyk, as pa en ma en jy Boetjan in hierdie land wil bly, dan is dit julle saak. Moenie van my vergeet nie. Ek en oom Paul gaan nêrens nie. Jammer, ouma. As dit julle keuse is, ek wens julle alles van die beste toe. Jy vergeet waar ek vandaan kom, Swaar. Jy vergeet wie my voorouers was. Die stof van hierdie land is in elke been van my lyf. Ek het vir 3 jaar lank van die buiteland af na hierdie land gekyk. En ek sê nou vir jou, om van buite af in te kyk, is nie dieselfde as om hier binne te leef nie. My lot is hier, of dit nou enige ander landgenoot pas of nie. Ek moet hulle verduur, hulle kan my verduur. En as dit iemand dwars in die krop steek, het ek vir hulle eenvoudige raad. Sluk, Boetie, sluk. Want ek is 'n Afrikaan, 'n seun van Afrika, en ek gaan nêrens nie. Wel, as dit reeds ons vlugte uitgestel om vandag se begrafnis by te woon. Maar môre is ek en my gesin op daai vliegtuig. Dis miskien nie so groot soos pa se nie, maar ek het 'n besigheid wat in Kanada vir my wag. Maar al wat my pla, pa, is dit die toekoms vir ons. Om te sit en wag. Hande agter ons rug vasgebind terwyl ons een vir een uitgevat word. My seun, ons volk veg al om oorlewing sedert Jan van Riebeeck die eerste keer sy voete op hierdie grond gesit het. Dis my hele punt, pa. Ons veg al sedert die begin, maar nou veg ons nie meer nie. Ons staan en wag so skape by 'n slagpale. Tye het verander. Al wat verander het is ons trek nie meer laer nie. Ons laai nie meer die roer nie. In feite, hulle het die wet so verander sodat ons nie meer roere kan hê nie. Wel, dis hoe dit nou is en ons kan absoluut niks daaraan doen nie. Maar pa met die website sien wat ek uitgecheck het. Daar's baie ouens wat iets probeer doen. Hulle sal nie ver kom nie. As die voortrekkers dit in die begin gesê het, was ons nou nog in die Kaap met Engeland vir 'n baas. Ek wil na ma en pa se huis toe gaan. Nou, Nou, Antoinette kan dit nie ek wil eerder... nou na ma en pa se huis toe gaan. Is dit te veel gevra? Dis die tweede keer dat ek al sien, ma. En sy was buite die huis. Reg hier by die hek, ma. Is hy aardig? Is jy seker dis nie dalk iemand van die universiteit wat jy ken nie? Wat dalk 'n crush op jou het? Kom nou, ma. Eerstens, sy's definitief in haar laat 40's. Tweedens, as sy my van die universiteit af ken, hoekom sal sy in 'n kar buite ons hek sit? Sy kan mos daar afloer. Ja, ek vra maar net. Skop weer sien nog gaan ek haar vasvat. Maar weet maar wat sy snaakste ding. Sy kyk na my asof sy iets wil sê. Maar dan hardloop sy weg. Ek weet wat jy gaan sê. En ek moet jou vra om my toe te laat om hierdie saak self te hanteer. Ek dink ons het 'n probleem. Net as jy een daarvan maak. Ek verwys nie na Hannes nie. Gerard het nou al 2 keer 'n vrou betrap.
vir hom sit en kyk. Na hom staar. Mense kyk of staar gedurig na mekaar. Die vrou was hier, buite die huis, in haar kar. Hy sê, die vrou kyk na hom, asof sy hom iets wil vertel. En as hy nader gaan, dan hardloop sy weg. Dink jy dis dalk? Onmoontlik. Enige iets is moontlik. Ek het persoonlik vir die poppie werk gesorg. Daar's nie 'n manier dat sy kon uitgevind het wie hom gekry het nie. Ek hoop jy is reg. Right, dit is alles. Mama. Ja, kom ons kry dit goed in die kar. Elna? Ek's ongelukkig daar, Bertus. Ek het die eerste dag gesien toe sy hier aangekom het. Wat het jy gesê? Ek's ongelukkig daar. Dis die eerste dat ek daarvan hoor. Dis daai wortels. Toe ons besluit het om te immigreer, het jy nie 'n woord daaroor gesê nie. Ons het nie besluit om te immigreer nie, Bertus. Jy het. Ons is maar net 5 jaar in Kanada. Mens kan nie soos 'n blaar in die wind van land tot land waai nie. Die lewe staan ook nie in klip geskryf nie. Dinge verander. Papa, ek het gedink dat ons 'n gelukkige lewe daar sal kan maak en ek het probeer, maar ek sukkel. Ek sukkel maar. Neil, gaan kar toe. En hierdie keer het jy nie 'n woord daaroor te sê nie. Gaan kar toe. Nou. As my aanbod hierdie onminnig saai, dan is dit ek's regtig jammer. Nee, pa, dis goed so. As 'n man moet uitvind dat sy vrou hom nie in sy lewenskeuses ondersteun nie, dan is dit beter dat dit vroeër eerder as later uitvind. Sy het nie gesê sy ondersteun jou nie, Bertus. Sy het gesê sy's ongelukkig. Sy is ongelukkig daar. Ek's ongelukkig hier. Wat stel maar voor? Miskien sal dit help as jy jou toelaat om Afrikaans in haar eie huis te praat. Ek sien daar was 'n gesprek gewees waarvan ek nou eers hoor. Jy sal moet leer, mannetjie, dat daar tussen 'n ma en 'n dogter geen geheime is nie. Ja, nou dit spyt my dat jy so maklik uit ons huis uit praat. Want ek moes met iemand praat. Iemand wat verstaan. Die mense in Kanada is nie my mense nie. Waarvan praat ons nou? Hoekom kan julle nie julle moedertaal praat nie? Bertus, ek vra, hoekom kan julle nie... Want ek wil hê my seun moet Kanadees groot word, pa. Maar hy kan tweetalig wees, drietalig as hy Frans ook leer. Bertus wil nie hê Elna moet Afrikaans praat met Neil nie. Maar ek het dan self gehoor hoe jy met Neil Afrikaans praat. Hier, pa, maar nie daar nie. Bertus, ek wil nie 'n issue daarvan maak nie, pa. Wel, ongelukkig is dit nou 'n issue. Kyk, ek verstaan dat ouers nie met hulle kinders se huwelike moet inmeng nie. Maar dis my dogter en my kleinkind waarvan ons praat. Jy kan nie jou herkoms ontken nie, Bertus. Ook nie die van jou vrou of jou kind nie. 'n Mens is 'n mens. En of jy nou in Kanada bly of in 'n tent in die Sahara,
Is jy wat jy is omdat jou taal jou so gemaak het? Dis die laat 'n boom staan waar hy staan. Elna, ek gaan oor 'n paar ure op daai donderse vliegtuig klim, maar as jy eerder by jou familie wil bly, dan is dit jou keuse. Ja, maar moenie vir my sê stadig nie. Pa weet nie wat in my hart aangaan nie en wat ek voel nie. Ek weet genoeg om te weet dat jou seun eendag sal opstaan en sy herkoms sal kom soek, presies omdat jy hom dit ontken het. Ek ken jou as 'n redelike man, Bertus. Maar daar's syfers hier wat nie klop nie. Hoe kan jy jou kind sy moedertaal ontneem? Want as ek Afrikaans praat, sien ek Zulus in die nag. Sien ek bloed en vere en kinders waarvan die koppe teen wawiele vergrys word. Sien ek Antoinette se ma en pa wat execution style vermoor word. Ek sien polisie met sambokke en mense wat soos koring afgemaai word. En asof dit nie genoeg is, daai moedertaal waarvan pa so maklik praat, is die taal waarin my eie leiers my verraai het. Boetjan en Fransjo was nie die enigste twee seuns op daai grens gewees nie. Ek was ook daar gewees. Het 2 jaar en hoeveel maande se kampe my opoffering gemaak en waarvoor? Nou sit daai leiers met vet bankbalans en die res van ons sit met die sak patats. En hoekom? Want as ek Afrikaans praat, hoor ek 'n dominee op 'n kansel. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders aan die kinders besoek, aan die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Ek wil nie hê my seun moet daardie goed sien of hoor nie. Of dat die sondes van die vaders aan hom toegereken sal word nie. Klop die syfers nou, pa. Ja, dit klop. Maar hy het ook gesê ek bewys barmhartigheid aan die duisende van die wat my liefhet. Sê dit vir Antoinette se ouers. Elna. Anders as jy, is ek bereid om die juk van die sondes van my vaders te dra. Want dan weet ek ten minste wie ek is. As ons nie nou ry nie, gaan ons laat wees. Ek wil nog 'n paar weke bly. As jy nie omgee nie. Gaaf. Wat van Neil? Hy is mos al klaar met skool en die universiteit begin eers oor 'n paar maande. Ek reken hy is oud genoeg om vir homself te besluit. Ek sien jou oor 'n paar weke. Nou weet mense gereed is om te kom. Ek gaan tot die einde van my dae nooit die hartseer in Bertus se oë vergeet. Toe Neil gesê het hy wil hier saam met Elna bly. Gelukkig is dit net vir 'n paar weke. Ja. Is die plan op die oomblik, ja. Maar soos ek en jy nou van planne weet, ek het beplan om tot 80 te leef. Jan. My man. Ek wens dit. My liefling. Soos my pa altyd gesê het, wens in die een hand en shorts in die ander, daai het jy nog steeds niks. Ek gee nie om wat jou pa gesê het nie. Ek wens. Ek ook. Nie nou nie. Ek is moeg.
Lekker slaap. Tonet, jy sit nou al vir meer as 'n halfuur hier. Kom bed toe. Dink jy ons het 'n fout gemaak? Wat 'n fout? Om na 94 hier te bly. As ons maar net soos As is verbrande hout. Ons is in elk geval te oud om nou 'n nuwe lewe in 'n vreemde land te begin. Waar is die kinders? Elizabeth is in haar kamer en Floyd het dop gaan drink saam met een of ander meisie wat hy op die internet ontmoet het. Wat se toekoms dink jy sal vir hulle hier? Ek is seker ons voorouers het dieselfde vraag gevra toe hulle in 'n laarpieshuisies gesit het. En toe die impies oor die berge begin stroom het. Dieselfde vraag gevra toe hulle oor Majuba begin klouter het. En in die konsentrasiekampe. In die krotte, die skagte van die myne. Chaos van die 60s, die opstande van die 70s. En in die 80s toe hulle seuns in bodybags van die grens af teruggebring is. Tog, hier is ons nog steeds. Ek kan nie help om te wonder hoe hulle laaste minute moes gewees het nie. Mamma was in die bad. En my pa was in die stort. Die stort se kraan was tog oop toe die polisie hier aangekom het. Hoekom? Hoekom moes dit met hulle gebeur het? Hulle het nooit in hulle hele lewens iemand anders seer gemaak nie. Hey, wat is jou gif, oom? Pel? Klippies en kak. Dubbel of single? Maak dit maar 'n dubbel. So nie tevore gesien nie. So eerste keer, ja? Iemand het my genooi. Dis 'n nice plek die. Hey, is die beste. Beste geselskap, beste pryse, beste girls. Laat ek net 'n bietjie raai. Nie 'n ou wat jy hier ontmoet nie. Wat kan ek sê? Ja, wel. 'n Man moet doen wat 'n man moet doen. Willie, nog 2 asseblief. Sien, staan nie op seremonie nie. Skryf maar net. Floy. Susan, Ag nee, wat sien nou so formeel? Dis nice om jou in die vlees te sien. Jy lyk net so jou Facebook-foto. jy ook. Ek hoop dit is 'n goeie ding. Dit is. Wat gaan jy drink? Wat drink jy? Een man so reg na my hart. Ek sal dieselfde vat. Willie, nog een van dieselfde asseblief. Ja. So. Wat sulke oulike meisies jy in 'n plek soos hierdie? Sy boetie se gunsteling kroeg. En jy? Wat doen 'n oulike ouetjie soos jy in 'n plek soos hierdie? 'n Oulike meisie wat ek op die internet raak getik het my genooi. Ek hoop sy is so oulik in die vlees as wat sy op die internet was. Ouliker.
Verskoon my. Hy is nie net aantreklik nie, hy is super smooth ook. Hey, jy het nie vir my gesê jy gaan vir Susan ontmoet nie. Anders sou die eerste drankie op die huis gewees het. Wie, Willie? As jy nie oud genoeg is om my pa te wees, het ek al lankal met jou getrou. Oppas vir hierdie vroumens, hoor jy my? Ja, dat is net een mens wat meer gevaarlik is as hierdie wyf, wees hy broer van haar. Maak jy gewoonte daarvan? Om ouens te ontmoet wat jy op die internet raak geloop het. Net as ek van hulle hou. En jy moet weet, ek het baie streng vereistes. En wat sou dit wees? Wel, eerstens moet hy handsome wees. Regmerkie daar. En tweedens is daar net sekere sites waarop ek ouens ontmoet. En jy was op een van daai sites. 2 regmerkies en nou sit ons hier. Ek het nie gedink meisies kuier op sulke sites nie. Ek was verbaas om dit daar te kry. Laat ek jou herinner, my boerseun. Dit was die vrouens wat gesorg het dat die manne van die boereoorlog dag na dag in daai oorlog beklei het. Die man dra dalk die roer, maar sy vrou laai hom. Soos Willie tereg gesê het, my boetie is 'n gevaarlike boertjie. Maar jy moet oppas vir sy sussie. Hoe gevaarlik is jy? Binne. Baie dankie. Het is jammer om te pla, Jan. Glad nie. We gaan dinge daar op die huis. Ag, 'n bietjie rofmaaskap aan. Antoinette sukkel maar 'n bietjie, jy weet. Natuurlijk. Het is 'n geweldige slag. Ja, maar ons moet maar optel en aangaan. Wat kan mens anders doen? Ek weet presies waarvan jy praat, my broer. Nou ja, jy het my kom sien, is daar 'n probleem? Nee, probleem nie. Ek wil maar net vra. Is daar enige rede hoekom jy my nie as nuwe hoofuitvoerende beampte van African Queen oorweeg het nie? Wel, Adriaan, daar's nie baie manne wat die operasies van die maatskappy so goed soos jy ken nie. En soos jy self weet, is die CEO se pos meer koöperatief strategies as operasioneel uitvoerend. En daar's min ouens wat so kan uitvoer soos jy. Dankie. Waardeer dat jy dit sê. Ek het gedink ek kan vir Zwelly oplei om my pos te behartig. Die mannetjie is slim en wat my aanbetref reg vir meer verantwoordelikheid. Ja, die ding is 'n mens het 'n sekere disposisie, as ek dit so mag stel, wat jou in staat stel om een ding baie goed te doen en 'n ander nie. As hoof van operasies kan ek nie aan 'n beter man as jy dink nie. So, wat jy eintlik sê is dat jy nie glo dat ek die disposisie het om hierdie maatskappy te lei nie. Aangesien jy dit so stel, ja. Anders sou ek per slot van sake die pos vir jou aangebied het. Ek is jammer dat jy so daar voel. Hierdie is besigheid, Adriaan. Ja, en een wat ek die afgelope 20 jaar lank al dien. Ja, maar besigheid nie te min. Ek kan nie toelaat dat die feit dat jy my broer is my oordeel vertroebel nie. Ek is jammer om dit moet sê, Jan, maar onder die huidige omstandighede. En wat so omstandighede sou dit wees, Adriaan? Ag, kom aan Jan, ons is nie meer kinders nie. Inderdaad, ons is nie meer kinders nie. Oor 'n paar maande is jy. Gaan jy dood wees? Ja. Adriaan, ek wil jou een ding vra en ek wil jy moet absoluut eerlik wees met my. Toe jy al daai jare gelede, toe jy nog niks gehad het nie, 'n pos in hierdie maatskappy gegee het, jou opgelei het, jou voor enige ander bevorder het, sou jy, as ek dit nie gedoen het nie, die lewe gehad het wat jy vandag het? Jy werk vir hierdie maatskappy net soos jy vir enige ander maatskappy sou werk. Met een groot verskil.
dat jy oor jare al die foute wat jy gemaak het vergewe is en 'n salaris bo enige ander ontvang het. Jy's my broer, maar hierdie is my besigheid en my kinders se erfenis. O, jammer. Onderbreek ek iets? Nee, glad nie. Ek en die baas was net besig om 'n paar kinkels aan ons distribusiepyplyn uit te stryk. Ja. Ek was net op pad uit. Ek is so bly jy het besluit om nog 'n rukkie te bly. My pa was baie upset. Maar ek wou regtig nie terug gaan nie. My ma ook nie. En anyway, die was die dae begin eers oor 2 maande. Ek mou nie. Dit gee ons twee dan 'n kans om mekaar 'n bietjie beter te leer ken. Jy weet, Elizabeth. My Lizzie. Al my vriende noem my Lizzie. Jy weet, Lizzie. Ek hou regtig baie van jou. Maar die ding is Ek weet wat die ding is, okay. En ek het jou al gesê, al is hulle amper dieselfde ouderdom, is my pa jou ma se oom. My oupa is jou pa se broer. Ons is klein niggie en neefie. Die prinse en prinsesse van Europa trou met hulle niggies en neefies. Never mind hulle klein niggies en neefies nie. And besides, hierdie is my pret. Dit is nie asof ons gaan trou nie. Maar as jy nie gemaklik hier voel nie. Ek het nie gesê ek voel nie gemaklik nie. Ek is baie gemaklik. Ek hou van jou. Nou maar, wat is die probleem dan? My pa is by die werk, my ma lê in slaap en my stupid broer is uit saam met sy pelle. Ons is alleen. Dit beteken nie ons hoef iets te doen nie. Dit sal selfs net lekker. Cool. Hoeveel meisies het jy al gesien? So 3. Soos 'n regtig soen, soos 'n French kiss. Ek is nie presies seker wat jy bedoel met 'n French kiss nie, maar soos ek verstaan so 2. Kom ek wys jou. So, Wil net 'n koue een asseblief man. ja. Sorry. Nee, daar. My sussie sê watch al 'n paar weke lank op ons volk se websites. Ek stel belang, dis al. Vraag is waarin stel jy belang my broer? En wat die ouens te sê het. Oor die toekoms van die wit man in hierdie land, die Afrikaner, sulke goed. Hoe sê daarin belang staan? Ek het my redes. Redes. In hierdie land is manne soos ek nie welkom nie. Wat nog te praat van 'n gewone wit ou soos jy? Ek gaan beter doen as dit. Ek het nie gekom om in 'n ander ou se kruisverhoor te sit nie. Luister my maatjie en luister mooi. Ek ken hierdie land en ek ken sy regering en ek ken sy taktieke. En as jy dink jy gaan deur my sussie hierdie organisasie infiltreer, dit nuus vir jou. Wat meer as jou ore gaan seermaak. En hoe weet ek jy's nie 'n spy nie, hè? Hoe weet ek jou webwerf word nie deur die polisie beheer nie? My ouma en oupa is net nou die dag vermoor. Koelbloedig agter in die kop geskiet. In hulle eie slaapkamer. Kal langs mekaar. Moenie
my oortuiging bevraagteken nie. My familie het reeds met hulle bloed betaal. Wat het joune betaal? Pa sit in die tronk. Sit in die tronk omdat hy veg het vir sy volk. Hy het 3 manne wat vriende van ons op 'n plaas vermoor het, opgespoor en doodgeskiet. En nou sit hy in die tronk omdat hy koelbloedige moordenaars tot rekenskap gebring het. Wie is julle? En wat doen julle? Hy is cool, Albert. Glo my. Sy hart is op die regte plek. Ons is die Wit Brigade. Ons het nie websites nie. Ons het nie pamflette uit nie. Ons het nie onderhoude op Kyknet nie. Wat die regering betref, bestaan ons nie. En dis hoe ons daarvan hou. So, is jy in of is jy uit? Nou hy my dit vertel het ek 'n keuse. Nee. Goed so. Want ek wil nie in hê nie. Ek's in. Onthou net, as jy in is daar nie 'n ding soos uit nie. Ek's in. Tot die dood. Wat is jou storie, hè? Wie is jy? Hoekom agtervolg jy my? Gee my sleutels asseblief, ek wil ry. Nie voor jy my sê wat jy aangaan nie. Los my of ek roep die polisie. Nee, ek sal die polisie roep. Wie die donder is jy? Ek vra, wie is jy? Ek is jou ma. We're sorry. The number you have reached is not accepting calls at this time. Thank you and goodbye. Want dis wat so merkwaardig is. Ons het ons bestaan te danke aan 'n groot stuk rots wat uit die hemele op die aarde neergestort het. En tog, so onherbergsaam soos die tyd van die dinosourus vir die soogdiere was, veral as gevolg van monsters, soos die Tyrannosaurus Rex, vra ek myself dikwels af, is die tyd van die soogdier enigstens beter? Soos daai monsterdiere die tyd van die dinosourus oorheers het, so oorheers die mens die tyd van die soogdier. Soos daai monster die lewe om hom verskeur en verslind het, so is daar mense monsters. Daarom sal ek nie teruggaan na Suid-Afrika nie. Want terwyl daar wel ook mense monsters bestaan waar ek hier in Kanada woon, is daar baie minder hier as daar. My seun is 'n soogdiertjie, gebore uit sterrestof.
En ek gaan hom die beste kans gee wat ek kan om in daai 1000ste van 'n sekonde wat sy lewe is, tot beskaafde homo sapiens te ontwikkel. Jy weet my kind, daar is mal mense in hierdie wêreld. Ek weet maar, ons kan nie tokkelok swat en filosofie studeer en dit nie besef nie. Maar hierdie vrou, dis of my sê, ek is jou ma, het nie mal gelyk nie. Daar was 'n dringendheid in haar oë, 'n soort, ek weet nie om te stel nie, 'n soort opregtheid, wat my tot in my siel geruk het. Maar weet maar wat is die snaakste ding? Dit voel vir my asof ek haar ken. Vir al haar stem. Wie dink maar sy? Soos ek sê, daar's mal mense in hierdie wêreld. Jy het gesê dat deur jou kontakte met Welsyn, jy dinge so gereël het dat sy ma nooit sou kon uitvind wie hom gekry het nie. Wel, sy het. En hy het haar voorgekeer. Nou wil hy weet hoekom 'n vreemde vrou vir hom sê dat sy sy ma is. Dis onmoontlik. Dit is vir my verstommend hoe jy die vermoë het om dit wat nie in jou prentjie pas van hoe die wêreld moet wees nie, eenvoudig kan ontken. Op watter stadium van jou opleiding om dominee te word, het hulle dit vir jou geleer? Jou eerste jaar? Jou tweede jaar? Om eerlik te wees, Rika, ek raak nou moeg vir jou aggressie. En wanneer het hulle vir jou geleer om dit vir jou vrou te sê, saam met die geleerdere van Dordrecht? Daar's geen manier waar daai vrou die spoor na Gerard kan volg nie. Volgens jou natuurlik nie, maar dit is klaarblyklik wat gebeur het. Tensy hy besig is om verstommend akkurate hallusinasies te ervaar. Ek sal 'n bietjie navraag doen. Ek stel voor jy begin by God. Wat presies bedoel jy daarmee? My wêreld, Rudy. Ek het net een woord met meer as een lettergreep gebruik, begin. As jy wil navraag doen, begin by God. Rika, jou sarkasme is beide onwelkom en godslasterlik. As jy van godslaster wil praat, praat met jouself. Jy wat 'n onskuldige jong seun in God se naam gedwing het om 'n medemens te martel. Ek het gesê ons praat nie weer hieroor nie. Ja. En soos in al die jare. Wat jy bedoel, jy wil nie oor iets praat nie, dan sê jy ons. Dat jy nie hieroor wil praat nie is duidelik, maar miskien wil ek. Want hoekom nou, hè? Hoekom gebeur hierdie ding met Gerard nou? Want die God, aan wie se heilige woord jy jou lewe gewy het, is besig om hierdie gesin vir jou sondes op daai grens te straf. En as jy nie met daai man regmaak wat jy gebreek het nie, gaan nie net jy, maar ek en jou kinders kruise na Golgotha dra wat jy, en net jy alleen, in die naam van Christus, vir sy kinders op daai grens gemaak het. Want toe Christus gesê het, laat die kindertjies na my toe kom, het hy nie bedoel in 'n gat in die grond, met elektriese drade op hulle vingers nie. Ek het gesê, ek het nou genoeg gehad. Jy gaan moet mooi ding wat jy vir hom gaan sê. Moenie jy vir my veroordeel nie. Jy wat jou rug op jou man in sy bed draai, wanneer hy toenadering soek. Soos ek gesê het, ons gaan nog lank dra. Vader, vergewe my. Hallo Tannie Maria. Hallo Elizabeth, my kind. Hoe gaan dit met jou? Goed, dankie Tannie. Hallo ouma. Dag sê my kind. Hoe gaan dit met jou ma? Ag, dit gaan maar swaar daar Tannie. Ag, sy's tog dis te verstaan. Hè. Maar 'n mens weet ook nie wat 'n mens kan doen om iemand wat so verlies gely het te kan help nie. Ja, Tannie. Ten minste het die polisie die ouens gevang. Ja, maar tot watter mate hulle gestraf gaan word is nou weer 'n ander vraag. En jou daar sou hulle gehang het. Floy sê dis wat ma die meeste pla. Tannie ken vir Floy. Hy wil daai twee ouens met sy kaal hande doodmaak.
Ek twyfel of dit haar gaan laat beter voel. Ja, sou my beter laat voel. Toe pa uitvind dat ouma en oupa se huishulp betrokke was, het hy sommer vir Patience en vir Moses gefire. Ag, maar goed so. Hy het vir hulle 6 maande sy salaris in die hand gestop en vir Lukubai gesê. Hy sê hy soek nie meer mense op sy erf wat nie van sy eie bloed is nie. In my dae het 'n mens geen bediende geld gegee as jy hulle in die pad gesteek het nie. Ons huis is nou soos 'n fort. My eie bed opmaak en al die skottelgoed was in die aande. Almal van ons moet seker een of ander tyd leer om dit te doen. Vertel dit vir daai broer van my, Tannie. Gelukkig moet hy elke week nou gras sny en in die tuin werk. Hy moenie kla net so vir hom mooi spiere gee. Dan sal die meisies dink hy's oulik. Ek kan nie vir die res van ma se lewe agter toe gordyne in ma se kamer lê nie. Ek weet ma se hart is gebreek. Ons hart is ook gebreek. Ons was baie lief vir ouma en oupa. As ons as lewende dooies gaan lê, dan het daai diere nie net ouma en oupa se lewens geneem nie. Dan het hulle ons lewens ook geneem. Hulle het my lewe geneem. Nie vir lankie, mamma. Ek het 'n baie interessante ou ontmoet. Deur 'n girl wat ek op die internet ontmoet het. Susan. Sy's baie oulik. Hy is haar broer, Albert. Ek dink ek en hy gaan goeie vriende wees. Ons dink dieselfde. Laat ek bly vir jou. Maar moet bly wees. Hy gaan my help om ma se lewe terug te neem. Is hy mooi? Wie? Susan. Baie. Witvalke. Vuiste van die Wit Brigade. Ons te aansoek vir nuwe lidmaatskap. Gewerf deur Susan. Sy naam is Adrian Janselje. Hy word geken as Floy. Seker omdat hy weet hoe om weg te kruip en bloed te soek as hy wil byt. Jy het die reg om jou krygsnaam te kies. Krygsnaam? Die naam waar ons jou as kryger van die Wit Brigade sal ken. Jou vegnaam. Roofdier. Volgens Susan is roofdier se hart op die regte plek. Volgens my oordeel dink ek sy is reg. So, ek vra julle met 'n wys van hande of ek 'n nuwe wit vuis tot die geleedere van die Wit Brigade kan inwy. Die antwoord is ja, broer. Is jy bereid om te doen wat gedoen moet word? Ja, ek is.
Die Wit Brigade is 'n span wit vuiste wat veg teen onreg, onderdrukking en die swart sameswering teen ons volk. As ons slaan ons hard. Al is die prysie dood. En ons het net een lese. As jy nie wil hoor nie, dan moet jy voel. Bloed in, bloed uit. Hoor jy wat ek sê? Ja, doen. Aanvaar jy wat ek sê? Ja, doen. Val jou wit vuis. Sweer jy dat jy jou broers met jou lewe sal beskerm? Ek sweer. Sweer jy dat jy jou lewe sal neerlê vir die oorlewing van jou volk? Ek sweer. En sweer jy dat die bloed wat jy vandag stort die eerste is, maar nie die laaste nie, van die bloed wat jy bereid is om vir die Wit Brigade te stort? Ek sweer. As jy nie wil hoor nie, dan moet jy voel. Met alle respek, Elna. En jy moet verstaan, ek weet jy het 'n besigheidsgraad ensovoorts. Maar African Queen Cosmetics is 'n besigheid. Dis nie 'n chatgroep nie. En dis my hele punt om Adrian. Hierdie soort bemarking dis die nuutste ding vandag. Die nuutste ding in Kanada en Amerika en Europa. Dis selfs by Google verby. Hulle noem dit social marketing. Mense vertrou hulle vriende en sosiale netwerke se opinies oor 'n produk baie meer as wat hulle 'n besigheidsadvertensies vertrou. Dis amper die ou konsep van word of mouth, maar net teen die spoed van lig. Dit neem nie weke of maande om 'n mark te penetreer nie, dit neem dae, selfs ure as die produk regtig goed is. Ja, maar wat jy vergeet is dat ons besigheid in die swartmark is. En hierdie is Afrika. Meeste van ons kliënte het nie eens internet nie. Vra maar vir Zweli. Nee, maar hulle het selfoon. Ja, almal het selfone. Sosiale netwerke is nie net tot die internet beperk nie. Dit infiltreer alle kommunikasieplatforms. Die feit bly staan, ons het 'n bemarkingsmodel wat in Jan, sê vir my as ek verkeerd is, maar 'n bemarkingsmodel wat hierdie maatskappy uitgebrei het tot die maatskappy wat hy vandag is. Hoe sê die Engelse? If it ain't broke, don't fix it. En dan praat ek nie eens van die ekstra onkoste, veral onder vandag se ekonomiese klimaat, wat so 'n plan na ons begroting toe gaan. Dis die cool ding van wêreldmarketing. Jy dra nie die onkoste nie, jou kliënt dra dit. En nie net dit nie, die kliënt het feitelik geen onkoste nie. Sosiale netwerk sagteware is gratis. Jy download dit en daar gaan jy. Manne, ons het 'n nuwe wit vuis. Sy naam is Roofdier. Welkom, broer. Welkom, broer. Welkom, broer. Welkom, broer. Daar's net een naam op hierdie geweer geskryf. En dis joune Roofdier. Dra met trots. Bloed uit! Bloed uit! Bloed uit! Bloed uit! Vir ons land, vir ons volk, vir ons God. Vir ons land, vir ons volk, vir ons God. Dis 'n oproep ontvang. Die opleiding begin binnekort. Jou opleiding, vuis van die Wit Brigade, begin nou. Hier. Ek kan sien julle gaan 'n antwoord hê vir alles wat ek sê. Doen wat julle moet doen. Ek het store vol produkte wat wag om aan verkoopsagente uit te gaan. En ons gaan nog steeds daai store nodig hê om Adrian, miskien net meer en groter. Nou goed.
verskoon my. Dis jammer, pa. Ek het nie bedoel om nou vir hom Adrian in die gesig te vat nie. My dogter, aangezien jy nou vir 'n paar ekstra weke hier is, kan jy my net sowel 'n paar mense in die gesig vat. Ek het iewers gelees dis glo goed vir 'n besigheid. Hoekom neem dit altyd 'n vrou om te sê wat manne te bang is om te sê? Omdat Eva die moed gehad het om haar appel te pluk. Weet jy wat lê ek nou en dink? Hoe sal ek nou weet? Sal dit nie cool wees as ons na dieselfde universiteit toe kan gaan nie? Jy is nie 'n Kanadese burger nie. Jy kan nie by 'n Kanadese varsity gaan swat nie. Ja, maar jy kan by 'n Suid-Afrikaanse varsity swat. My pa sal dit nooit toelaat nie. Jou pa wou ook nie gehad het dat jy saam met jou ma hier moes gebly het nie. Maar dit is anders. Oor 'n rukkie is ons weer in Kanada. Jou ma miskien, maar jy hoef nie. Jy kan ons vra of jy hier kan swat. Ja, ek sê mos. My pa sal dit nooit toelaat nie. Jy is 18. Jy kan ons vir jouself besluit. Maar nie betaal nie. In any case, kom wees so graag ek met die swat. Is dit nie obvious nie? Oppas jong. Net sien ouma ons. Ek vra, is dit nie obvious nie? Jy, Elizabeth, is wat my ma as tyd 'n meisie sy neem. En jy, Neil, hou daarvan. Erken dit. Ek sê, as ouma ons nous. Erken dit. Erken dit. Erken dit. En is julle twee nou so lekker stoei? Neil het gesê dat seuns sterker as meisies is, Tannie. Nou wys ek hom. Julle moet oppas vir die son, hoor. Kry vir julle. Ek het dit self uitgedruk. Dankie, Emma. Dankie, Tannie. Ek moenie sê ek het julle nie gewaarsku oor die brand nie. Ek het jou gesê. Ons was nou amper in die moeilikheid. Jy, meneer, woon in Boring, Canada. Jy weet nie eers wat moeilikheid beteken nie. En waar dink jy die nou? It's a traffic circle. Ek wonder net wat se exit ek moet vat. En nou my broer, as jy so vir sit en kyk. Dink jy ons lyk na mekaar? Hallo, waar praat ons nou? Nee, ek vra. Dink jy ons lyk na mekaar? Nee. Ek is aan ma se kant van die familie, nie aan pa se kant. Dink jy regtig so? Ja, my broer, en dis wat almal nog al die jare sê. Miskien is almal oor die jare verkeerd. Wat gaan nou aan? Het jy skielik 'n identiteitskrisis ontwikkel? Hey ma, ons op. Wat het my oor gebeur? My oor. Ma sal my nie glo nie. Alweer daai meisie waarvan ek vertel het. Susan. Ek en sy het in die pad gestap en gesels en ek was besig om so aandagtig te luister na iets wat sy my vertel het. Ek nie gekyk het waar ek geloop het nie. Loop ek in 'n telefoonpaal vas. Toe sny ek 'n skroef of 'n ding wat op die paal was my oor. Die ding het soos 'n waterval gebloei. So jy's verlief op haar. Hoe kry ma 'n paal vasloop by verliefheid? Want geen man kyk so na 'n vrou as hy nie verlief is op haar nie. Ja, maar ek weet nie. Sal maar moet sing. Het jy al haar ouers ontmoet? Ma, ek ken haar nog skaars. Jy moet haar bring, ek sal haar graag ontmoet. Is sy ordentlik? Tuurlik sy ordentlik, ma. Sal ek nou val vir iemand wat nie ordentlik is nie.
Is sy mooi? Maar hy het al gevra en ek het maar gesê. En, sy is nie net mooi nie, sy is 'n volbloed Afrikaner ook. Murg en been, in geval maar gewonder het. Dan verdien sy daai sny op jou oor. Meer as. Maar, ek bly maar vir beter. Jy was reg. Ek gaan nie toelaat dat hy moordenaars my lewe ook neem nie. Ouma en oupa sou dit nie so gehad het nie. Maar moet weet, hulle gaan met hulle bloed betaal vir ouma en oupa se moord. My seun. Daar is nie genoeg bloed in hulle are om vir ouma en oupa se dood te betaal nie. Daar's baie swartes in die land. Daar's baie bloed in hulle are. En betaal. Gaan hulle betaal. Hallo? Roofdier, Ja, tyd vir jou opleiding. sê net waar en wanneer. Sien hier die kansel. Ek verkondig die woord van God al vir baie jare van hierdie kansel af. In hierdie kerk het ek die liefde en wysheid van Christus aan duisende mense gebring. Here het duisende hoop gegee. Hulle van wanhoop en hulpeloosheid gered. Nou kom jy na my en eis dat ek jou geloof teruggee. Dat iewers in 'n gat op die grens gaan uitgrawe omdat ek dit daar begrawe het. Wel, kom ek sê vir jou iets. Die enigste rede hoekom ek, of jy, of enige ander wit mens nog in hierdie land lewe, is omdat ons daardie tyd gedoen het wat ons moes. Korreksie. Die enigste rede waarom ek en jy en ander wit mense nog in hierdie land kan leef, is omdat ek en daar duisende ander seuns van 17 en 18, 17 en 18 in Novamboland en Angola geloop en mense vermoor het wat ons nie eens geken het nie. Verkondig jy dit van daai kansel af? Dit is wat ons moes doen om 'n verdomde politieke stelsel te verdedig wat ons paas uitgedink het. En wat julle, die dominees, soos Bybelstories in ons kinderkoppe ingepraat het. En as ons dit nie wou doen nie, het mense soos jy, van kansels soos daai, ons verraaiers genoem. Het julle ons DB toegestuur. Het julle ons so met sandsakke laat suffer, dat ons na die dood verlang het. Dit was vir die oorlewing van ons volk. 'n Volk wat net ten koste van 'n ander volk kan oorleef, is nie 'n volk nie. 'n Volk wat sy krygsgevangenes martel, is nie 'n volk nie. Wat die marteling van terroriste betref. Ja. Dit het waarskynlik nie die goedkeuring van Christus weggedra nie. Maar dit het vir ons inligting gegee wat duisende Christensoldate se lewens gespaar het. Jy moet verstaan, as jy wanneer selfs 'n donker ding soos geweld die lig kan dien. Christus het per slot van sake die sweep opgeneem om hulle wat van die kerk 'n bazaar gemaak het uit te jaag. Juis wat? Christus het die sweep opgeneem om die tempel weer heilig te maak. Nie om 'n politieke stelsel wat 3/4 van 'n land se bevolking tot slawerny verdoem het, te verdedig nie.
Jy vergeet. Ons kon elke swart in hierdie land uitgemoor het as ons wou. Maar ons het nie. Ja. En julle sou julle seuns ingestuur het om dit te doen. Ons het die land gebou en toe kommunisme val, het ons hierdie land net so aan die swartes oorhandig. Waar het 'n swart regering op hierdie kontinent ooit 'n land soos hierdie geërf? Waar het 'n volk met woord en daad van sy dominees so 'n kruis van skuld geërf? Ek het nie vandag hiernatoe gekom om met jou oor die reg of die verkeerd van iets wat 20 jaar gelede in 'n ander tyd en 'n ander era gebeur het te redeneer nie. Jou optrede het my vrou verskriklik ontstel. En nou sê ek vir jou, ek vra nie, ek sê, bly weg van my, bly weg van my gesin, bly weg van my huis en bly weg van my kerk. Jy is nie die enigste een wie se siel op daardie grens gewond is nie. Daar was duisende ander. En hulle het geleer om net soos Job hulle geloof te behou ten spyte van die verskriklike dinge wat met hulle gebeur het. Jy's 'n man. Dra wat jy moet dra. So gaan op by die werk. Ag jong. Ek moes geweet het toe Elna gesê het sy gaan langer bly dat dit nie lank sou wees voor sy by haar kantoor se voordeur inloop nie. Nou sy elke dag daar en probeer sy my vertel hoe ek daai besigheid moet laat werk. Jy moet oppas vir haar. Sy is haar pa se kind. Ek is nie bang vir haar nie. Tussen haar graad wat sy 'n jaar gelede ontvang het en my ondervinding is daar geen vergelyking nie. Sy soek nie 'n job nie. Sy soek haar pa se aandag. My liewe man. Hoe is dit moontlik dat jy op jou ouderdom so naïef kan wees, hè? Wat op aarde laat jou dink ek dink Elna soek 'n blerrie job? Sy soek nie 'n job nie. Sy hoef nie. Na Jan se dood erf sy en Boetjie aan die helfte van haar maatskappy. Sy soek nie haar pa se aandag nie, sy het dit klaar. Sy is die appel van sy oog. Elna het haar man alleen terug Kanada toe gestuur. Dink vir 'n oomblik wat dit beteken. En sy het by die voordeur van daai kantoor ingestap, omdat sy vir 18 jaar haar lewe op hold gesit het om 'n vrou vir Bertus te wees en 'n ma vir Neil. Vra my, ek weet. Sy het daar ingeloop om haarself te kom soek, nie 'n job nie. Hoekom dink jy Jan het gesê hy soek jy nie vir daai pos nie? Niks met jou leierskapsvermoë uit te waai nie. Dis net 'n smokescreen. Hy ken sy dogter en hy het geweet sy gaan by daai deur instap. Dis die ou storie wat die Jode en die Indiërs en die Zulus tog so mooi verstaan. Keep it in the family. Hoekom dink jy is hulle so ryk, hè? Hulle sorg vir hulle eie. En as jy na al die opofferings wat jy gemaak het, wil kry wat jou toekom, dan gaan jy bietjie slimmer te werk moet gaan. Bloed is dikker as water. Hy is jou broer, ja. Maar sy is sy dogter. En nog 'n ding. Ek gaan nie vir die res van my lewe sonder huishulp klaarkom nie. Ek soek nie 'n vreemdeling op die werf. En ek maak lankal nie my toilette skoon nie. Ek wil iemand hê wat daagliks die werk hulle hoef nie op die erf te bly nie. Gaaf. Waar's Floy? Geen idee nie. Grasperk staan halfpad gesny en die grasnyer net daar waar hy hom gelos het. Hey, daai kind maak ook niks klaar nie. Hoekom vra hy nie vir Zweli om die gras klaar te sny nie? Dis mos in sy gene. My vrou, jy moet net nooit so iets in die publiek kwytraak nie. My liewe man,
Het jy enige idee wat daai volk van ons agter ons rins kwytraak? Daar's nie 'n mens op hierdie aarde, wit of swart, wat nie 'n rasis is nie. Is net nie aanvaarbaar om te erken nie. Mensdom, Jan. Ek voel vir my of ek nog nie een keer hierdie week daai oond aangeskakel het nie. Dis somer, ek's 'n Suid-Afrikaner. 1 + 1 is 2. Bindien terwyl Elna en Neil nog hier is, moet ons hulle toelaat om die heerlike weer te geniet. Ek sien nou die hand op TV, dis -20 daar. Oeh. Nou, nee, kyk eens 'n man sien die braaie wat vir hom nog voor lê op sy vingers begin tel, dan moet hy maar braai. Boetjan. Terwyl ma nou by ons is, hoekom deel jy nie jou goeie nuus nie? Wat se nuus? Ek het aansoek gedoen vir 'n pos as hoofwildbewaarder by 'n privaat wildtuin net hier buite die stad. Ja? Wel, ek het gereken aangesien pa my op die besigheidsraad aangestel het, dit beter sal wees as ek nader in die stad bly sodat ek makliker vergaderingsdinge kan bywoon. En Toe kry ek dit. My wêreldboetjie is fantasties. Kom ons drink daar. Nee, moenie vir hom 'n dop gee nie. Hy's nou voorman. Hy moet nugter bly. Maar ons weet mos nou al almal Boetjan drink vir maande lank net sodawater. Boetjan, ons drink op jou nuwe aanstelling en bevordering. En op die bydrae wat jy tot die toekoms van die maatskappy gaan maak. 'n Bydrae waarna glad nie twyfel nie. Beweeg! Kom aan, man! Gaan laag op die grond! Beweeg plat op die elleboog! Beweeg, man! Beweeg! Ek kan nie stil nie as die vyand op jou skiet nie, man! Beweeg! Elke man om hierdie tafel is deur 'n vuur doop om sy lojaliteit aan die Wit Brigade te bewys. Jy doen dit en jy doen dit alleen. Slag daarin en ons verwelkom jou as 'n wapenbroer op die slagveld. Is jy reg daarvoor? Jou opdrag, roofdier, is as volg. Ek is jammer, maar ek kan geen ander rede daarvoor. Kom ons wees eerlik, Adriaan. Daar was net 'n nuwe veranderlike in ons bemarkingsplanne en dit was die sosiale netwerkding wat Elna en Zoe voorstel het. Hierdie onverwagte beweging in ons verkope en oor so 'n kort tydperk kan tog sekerlik aan niks anders toegeskryf word. Oor die jare het ek en jy geleef dat daar 'n paar veranderlikes kan wees wat mense eers van weet nie. Volgens statistieke is dit gevaarlik om sommer so uit die vuis uit enige spesifieke aan 'n veranderlike toe te skryf. Behalwe Adrian, ons het 'n terugvoerkanaal in ons veldtog geïmplementeer. Terugvoer uit die mark, dat onteenseglik dat mense ons produkte gekoop het omdat lede van ons sosiale netwerke die aanvoer. Maar vir ons stats. Wat? Stats. En nie sommer enige stats nie, die beste stats. Daar het 'n direk van die gebruiker aan ons. Sy is dit vir die mark. Sy dood? Nee, maar dit gaan nie goed nie. Ek het altyd geweet hierdie dag gaan kom. Maar 'n mens hoop. 'n Mens wens. My oorleman het altyd gesê, wees in die een hand en die ander. Ja, ma. Ek weet. Ek weet wat hy gesê het. As jy hom weer gaan sien,
Sit dit in sy hand. Laat hom Paul help. Kyk wat gaan er weer hier aan. Het Steve weer 'n nuwe vrou gekry? Nee. Iemand het met 'n kan verf die woorde ons sal offer wat jy vra teen die muur by die hek van Freedom Park geverf. Wat is 'n Freedom Park, oom? Jong, dis 'n monument wat die swartes op die berg langs die Voortrekker monument opgerig het. Jy moet gou eet, anders gaan ons laat wees. Wat ek nie verstaan nie is hoekom kerk so vroeg moet begin. 9:30 in die oggend is nie vroeg nie, Elizabeth. Dit is op 'n Sondag. Maar was jy die hele nog? By Palle? Dit sal gaaf wees as jy ons laat weet as jy nie huis toe kom nie. Maar ma, ek's nie meer 'n laaitie nie. Jy gaan beslis nie met daai klere kerk toe nie. Ek gaan nie kerk toe nie. Ek het net vars klere kom haal. Wat bedoel jy gaan nie kerk toe nie? Die kerk het ons volk verraai. Ek gaan nie meer kerk toe nie. Vir my kyk, nee, as jou seun. Ek en jou ma gaan na kerkhospitaal toe, maar ek sal julle twee eers kom aflaai voor ons ry. Jan kan nie baie besoekers ontvang nie. Sodat ons wat deur ons menswees uit die paradys geval het, gered kan wees en die genade van ons hemelse Vader kan ontvang. Kom ons bid. Ons hemelse Vader, ons vra U vandag om ons menswees te vergewe. En ons dank U dat U seun gestuur het om ons weer die kans te gee om deur die poorte van U paradys te kan stap. En Here, wil ek ook vandag bid vir my vrou se broer Jan Selee wat op hierdie oomblik in die hospitaal lê. In U hande en in U hande alleen lê hy nou. En ons vra U dat U Gees en U krag en U liefde na hom sal bring. Ons hemelse Vader, ons vra ook dat U troos sal bring aan sy vrou Maria, sy kinders Boetjan en Elna en sy kleinseun Neil. Ons vra dit in U naam en in die naam van U seun Jesus Christus. Amen. Jou daad het dwars oor die land weer galm roofdier. Dra hierdie kenteken en dra met trots. Bloed in! Bloed uit! Bloed uit! Bloed uit! Wit vuis, wit brigade! Wit vuis, wit brigade! Vir ons land, vir ons volk, vir ons God. Vir ons land, vir ons volk, vir ons God. Dis nou perfek. My ma en pa is by die hospitaal en my broer is wie weet waar. Ek weet nie of dit nou die tyd is om... Moet nou nie maak asof jy nie dink wat ek dink nie. Ja, maar ek meen... Kom sit hier en vertel my presies wat jy bedoel. Wat ons weet, gaan ek en jy mekaar vir 'n paar jaar nie weer sien nie. Enigiets kan gebeur. And besides, hierdie is nie innocent fun. Seker maar.
Donor. Rika. Ek wil nie nou praat nie. Jy's my vrou. Jy kan nie uit 'n kerk uit stap. Ek kan. En ek het. My gemeentelede. As die lede van jou gemeente, Rudy, geweet het wat ek weet, het hulle almal saam met my die kerk gestap. Durf jy so iets sê? Hoe durf jy my so iets vra? Jy wat alleen lewe. Jy wat die dade van Satan self, die seun van ons heilige God gegee het. Nou, gaan jy nou Ek sal nie meer jou leuns lewe nie. Met Gerard se aanneming het ek dit nog ondersteun, omdat ek so graag nog 'n kind wou gehad het. Ek berou dit nou. Maar wat jy aan daardie man en waarskynlik aan honderde ander gedoen het, ek sal dit nie, ek kan dit nie ondersteun nie. Ek voel vuil. Besoedel. Ma? Daai vrou was nie mal nie. Sy is jou ma. Ek is jammer, my kind. Pa? Een roos is 'n roos. Maar 'n mens is nie 'n roos nie. Want anders as 'n roos, weet 'n mens hy's 'n mens. En dis daai weet wat die verskil maak. Wat maak jy as jy eendag uitvind dat die roosboom waarop jy geblom het, nie die roosboom is waaruit jy gegroei het nie? Wat beteken die naam Mama dan? Wat beteken dit as ek vir jou sê, my kind?